Wanneer iets in ons lewe fout is, weet ons gewoonlik presies wat dit is wat ons wil hê die Here vir ons moet regmaak. Jy wil gesond word, jy wil hê dit moet beter gaan met jou besigheid, dit moet beter gaan in jou huwelik of jou gesinslewe, jy wil die geleentheid kry waarop jy hoop, of jou omstandighede moet totaal omgekeer word. Nou in Markus 2 bring 4 mans 'n vriend na Jesus toe. Almal in die huis kan sy probleem sien, hy kan nie loop nie. Maar dan, wanneer hy uiteindelik voor Jesus lê, is dit nie die nood wat Jesus aanspreek nie. Het Jesus dan sy werklike nood misgekyk, of sien hy dalk iets raak wat almal miskyk? Goeiedag, dit is dan ons voorreg om weer die Bybel te kan oopmaak en verder te kan lees uit die woord van God. Ons gaan voort met ons skriflesing uit Markus 2 en ons lees nou uit vers 1 tot vers 12. Markus 2 vanaf vers 1 tot en met vers 12. Hierdie is 'n gedeelte wat vir ons nogal 'n belangrike boodskap het. Toe Jesus na 'n paar dae weer in Kapernaum kom, het dit bekend geword dat hy by die huis is. Baie mense het daar saamgedrom, sodat daar selfs by die deur nie meer plek was nie. Hy was besig om met hulle oor sy boodskap te praat. Daar kom toe mense wat 'n verlamde man na hom toe bring, 4 van hulle het hom gedra. Toe hulle hom weens die gedrang nie by Jesus kon kry nie, breek hulle die dak reg bokant hom oop, en nadat hulle 'n opening in die dak gemaak het, laat hulle die draagbaar waarop die verlamde man gelê het, daardeur afsak. Toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde: "Vriend, jou sondes word vergewe." Maar sommige van die skrifgeleerdes het daar gesit en hulle afgevra: "Waarom sê hy so? Hy praat mos godslasterlik. Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen?" Jesus het dadelik geweet dat hulle by hulle self so redeneer. Hy sê toe vir hulle: "Wat redeneer julle by julle self hieroor? Wat is makliker? Om vir die verlamde man te sê, jou sondes word vergewe, of om te sê, staan op, vat jou draagbaar en loop? Maar ek gaan nou vir julle die bewys lewer dat die Seun van die mens volmag het om op die aarde sondes te vergewe." Hy sê toe vir die verlamde man: "Ek sê vir jou, staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe." Hy het opgestaan, dadelik sy draagbaar gevat en voor die oë van almal uitgestap. Hieroor was hulle almal verbaas en het hulle God geprys en gesê: "So iets het ons nog nooit gesien nie." Hier eindig ons skriflesing uit die woord van die Here. In Jesaja 40 vers 8 staan daar: "Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons God bly vir ewig." Die huis in Kapernaum waarin Jesus en sy disippels was, is stampvol. Markus sê Jesus was besig om met die mense oor sy boodskap te praat. Daar kom toe 4 mans met 'n verlamde vriend van hulle op 'n draagbaar daaraan. En omdat hulle nie deur die skare kon dring tot by Jesus nie, klim hulle op die huis se dak, hulle maak 'n opening in die dak en hulle laat hom tot binne in die huis afsak. Nou wil ek hê jy moet vir 'n oomblik net hieraan dink. Wat se 4 wonderlike vriende het hierdie man nie gehad nie? Hoeveel moeite was hulle nie bereid om vir hulle vriend te doen nie? Hulle het waarskynlik gehoor van hierdie wonderdoener en hulle word gedryf deur die geloof dat hy vir hulle maat iets sal kan doen. By alles wat hulle dalk al tot op daardie dag vir hom gedoen het, bring hulle hom nou na Jesus toe. Kan jy vir 'n vriend van jou iets beter doen as om hom of haar tot by Jesus te bring? Watter geweldige gevolge het dit nie daardie dag vir daardie man op die draagbaar gehad nie? Toe hulle die man daarvoor Jesus laat afsak, het almal verstaan wat hulle van Jesus verwag. Hy kon nie loop nie, sy nood was daar vir almal om te sien. Maar Jesus sê nie eers staan op en loop nie. Hy sê vir hom: "Vriend, jou sondes word vergewe." Nou kan ek my voorstel dat dit doodstil geword het in daardie huis. Het die groot geneeser dan nou die verkeerde diagnose gemaak? Verstaan hy die probleem verkeerd? Kan jy jou die verbasing op die gesigte van daardie verlamde man en sy 4 vriende indink na al die moeite wat hulle gedoen het om hom tot daar by Jesus te bring, en nou praat hy met hom oor sonde?
Het hulle iets oor hom misgekyk? Was hy dalk nie wie hulle gehoop het hy is nie? Jesus het op geen stadium gemaak asof die man se liggaamlike aardse lyding sommer niks is nie. Nooit tydens sy aardse bediening het hy mense se aardse nood, hulle honger, hulle siekte, hulle hartseer, sommer afgepraat as iets nietigs nie. Reg deur Jesus se bediening op aarde sien ons hoe baie mense hy genees het, kos gegee het, getroos het, want dit is die ontferming wat God het met aardse mense se aardse nood. Maar hier wil Jesus vir ons duidelik maak dat hierdie man 'n groter nood het as dit wat vir die mense sigbaar is in sy gebroke liggaam. Hy is nie net lam nie, hy het sonde skuld voor God. Hy het nie net genesing nodig nie, hy het versoening met God nodig. Hierdie is 'n tema wat deurgaans in die Markus Evangelie voorkom. Jesus wat misverstaan word. Die doel van Jesus se koms wat misverstaan word. En hy wat elke keer weer die regstelling wil bring. Hy het nie in die eerste plek gekom om mense se liggame te genees nie. Hy het nie eers gekom om jou besigheid te seën of seker te maak dat jy nie jou huis of jou kar verloor nie. Hy het nie in die eerste plek gekom om die sosiale orde om te keer of sosiale geregtigheid te laat geskied of aardse vrede te bring nie. Natuurlik dra sy koninkryk vrug in liefde en geregtigheid en barmhartigheid. Maar die kern, die fokuspunt van sy koms is om die koninkryk van God te verkondig soos wat hy hier in hierdie huis besig was om te doen vir hierdie skare mense. Om sondaars tot bekering te roep en uiteindelik sy lewe as 'n losprys te betaal. Jesus het nie in die eerste plek gekom om die aardse lewe vir ons makliker te maak nie. Later in Markus 8 sal ons hoor dat hy sê, hy het nie gekom sodat ons die wêreld as wins kan verkry nie. Eerder beteken sy koms vir ons selfverloning en om ons kruise op te neem. Nou mag ons nie sê dat hierdie man verlam was omdat hy 'n bepaalde groter sonde gedoen het nie. Dit is beslis nie wat die teks sê nie. Ons leef almal in 'n gebroke wêreld en skepping, daarom is daar iets soos lyding en siekte. Nie elke siekte is die gevolg van 'n bepaalde sonde nie. Jesus wil hier uitlig dat daar 'n groter nood is as die verlamming en die siekte en die armoede wat ons in die wêreld ervaar. Want jy sien, 'n mens kan weer loop, maar jy kan nog steeds met God onversoen wees. Jou blindheid kan genees word en jou armoede kan opgehef word. Jou hongermaag kan gevoed word. Maar dan staan jy steeds met jou grootste nood voor God, jou sonde skuld. Jesus begin hier by die verlamde man se grootste nood. Dit wat nie net vir 5 of vir 50 jaar lank vir hom 'n probleem sal wees nie, maar 'n ewigheidsprobleem. En nou begryp die skrifgeleerdes presies hoe groot Jesus se aanspraak is. Hulle sê, "Sjoe, maar wie kan sondes vergewe behalwe God alleen? Hy praat mos nou godslasterlik." Hulle is reg, God alleen kan sonde vergewe. Maar hulle vra dit want hulle sien nie in hierdie Jesus van Nasaret wat voor hulle staan, die seun van God nie. Daarom vind Jesus dit nodig om hier iets beslissends oor sy identiteit bekend te maak. Hy noem homself die seun van die mens en hy verklaar dat hy op aarde volmag het om sondes te vergewe. Hy genees hierdie man om daarmee vir die skrifgeleerdes te sê, sy aanspraak is waar. Hy dra wel goddelike volmag. Hy is inderdaad die seun van God. Markus beklemtoon dat die man daar, voor baie ooggetuies, voor die oë van almal wat daar saamgedrom het, sy draagbaar gevat het en dat hy uitgeloop het. Almal was verbaas en het God geprys. Nou wat sê hierdie gedeelte vandag vir ons? Ons mag met al ons aardse nood na Jesus toe kom, met ons sonde, maar ook met ons siekte, ons bekommernis, ons werk, ons ouers en ons kinders, ons daaglikse brood. Jesus staan nie koud teenoor ons aardse nood nie. Net soos wat hy nie koud gestaan het teenoor die verlamde man se liggaamlike nood nie. Hy vergewe hom nie en laat hom op sy draagbaar lam lê nie, hy genees hom ook. Want dieselfde Here wat ons leer bid om vergifnis van ons sonde, leer ons ook bid,
gee ons vandag ons dagse brood. Ons mag hom dus vertrou vir ons aardse behoefte. Ons mag vra vir genesing, vir werk, vir voorsiening, vir uitkoms, want ons weet hy is almagtig en barmhartig. Hy kan en hy wil ook ons omstandighede verander. Maar hierdie gedeelte leer ons ook dat geloof nie 'n manier is om God te dwing om vir ons te gee wat ons wil hê nie. Die krag lê nie in hoe sterk ons glo nie, maar in Christus op wie ons vertrou. Markus 2 beloof nie dat elke siekte genees en elke aardse probleem opgelos sal word as ons maar net genoeg geloof het nie. Partykeer verander God ons omstandighede, partykeer draai ons net deur daardie omstandighede omdat hy weet wat vir ons die beste is. Tog wys Jesus vir ons hier dat daar nog 'n dieper nood is as dit wat ons as mense kan sien. 'n Mens kan gesond, gevoed, finansiëel veilig wees, maar jy kan steeds onversoen met God staan. Daarom begin Jesus hier by die man se sondeskuld. Hierdie gedeelte wil vir ons sê, bring jou aardse nood na Jesus toe. Vra vir jou daaglikse brood, vertrou jou lewe aan hom toe, maar bring ook jou sonde. Baie van ons bid baie keer vir alles, maar ons vergeet ons grootste nood voor die Here. Die grootste wonder van daardie dag was nie net dat die man kon loop nie. Dit was dat 'n skuldige mens deur die woord van Jesus vergewe huis toe kon gaan. Die grootste wonder van Jesus is dat ons in hom nie net te doen het met die koning wat tot alles in staat is nie, maar ook met ons redder, ons voorspraak by die Vader. Amen. Kom ons bid nou saam. Here, ons dank U vir U woord, die woord van die lewe. U spreek en wat U sê gebeur. Here Jesus, U het met gesag gespreek en hierdie verlamde man is nie net genees nie, ook sy sonde is vergewe. Wanneer U spreek, verander U nie net ons aardse omstandighede nie. U woord maak vir skuldige mense soos ons die hemel oop. Daarom dank ons U vir die vaste en die betroubare woord wat U ons gegee het. Ja, gras verdor en blomme verwelk, die dinge van die wêreld gaan verby, maar U woord bly vir ewig. Vader, dankie ook vir die rusdag wat op hande is. Gee dat ons nie net liggaamlik sal rus nie, maar dat ons ook in die geloof sal onthou dat Jesus Christus uit die dood opgestaan het om vir ons die ewige rus te gee van ons sonde en ons skuld en die dood. Laat ons rus vind in sy voltooide werk en nie in ons eie geregtigheid of in ons eie verdienste nie. O Here, ons bring ook vanaand elkeen voor U wat saam met ons luister en wat saam met ons bid. U ken elke mens se aardse nood. U ken die siekte, U ken die bekommernis. U ken die sorge van ouderdom, van eensaamheid, werkloosheid, finansiële druk, hartseer wat ander mense nie altyd raak sien nie. Soos die 4 mans hulle hulpelose vriend na U gebring het, bring ons ook ons geliefdes en ons vriende in hulle nood na U toe. En ons bid, Here, gee genesing waar dit U wil is. Voorsien in ons daaglikse behoeftes waar dit U wil is. Gee brood, gee werk, gee krag, beskerming, uitkoms. Here, dra die vir wie die swaar kry nie dadelik verander nie en bewaar hulle ook daarvan om kleingelowig of moedeloos te word. Maar ons bid bo alles dat U ons in ons grootste nood sal ontmoet, ons sonde, ons ongeloof. Here, bring ons tot opregte bekering en ware geloof. Vergewe ons sonde skuld en reinig ons deur die bloed van U Seun Jesus Christus. Skenk ons die ewige verlossing wat hy deur sy kruis en opstanding vir ons verwerf het, sodat ons nou en vir ewig in vrede met U kan lewe. Ons bid dat U ons sal bewaar van versoeking en verleiding en van sonde. Ons bid dat U wil in ons lewe sal geskied. Ons bid dit omdat ons onsself aan U toevertrou, Here, U wat die groot en die ewige, die alwyse, die soewereine God is, in wie se hand ons hele lewe is. U ken ons beter as wat ons onsself ken. U weet wat ons nodig het. Ons bely dat U wil vir ons die beste is. So bid ons dit alles in die naam van Jesus Christus, ons redder en ons voorspraak. Amen.
God se woord keer nooit leeg na hom terug nie. Hy gebruik dit om mense se harte en lewens te verander. Stuur daarom hierdie opname aan iemand wat vandag nodig het om die woord van die Here te hoor. Vir nog Bybelvoorlesings en skrifgebonde woordverkondiging, volg gerus Gelowig op Pad op Facebook of YouTube of sluit aan by die WhatsApp kanaal waarvoor die skakel hieronder gegee word. Tot 'n volgende keer, vrede vir jou.